my hande het. Goeiemôre, Pastoor Wally, vandag weer hier met 'n boodskap vir die dag wat van die Here kom. Dit is eintlik 'n opvolgboodskap op gister sinne. Ek wou hom eers verbygegaan het, maar die Here wys vir my toe nee, ek moet 'n dubbele bevestiging van dit gaan gee, van dit wat ek gister gedoen het. So, hoe gaan die koms van Jesus lyk? En wat sal die tekens daarvan wees? Kom ons gaan kyk. Hy sê hier in Lukas 21 vers 25, daar sal tekens wees aan die son, en die maan en die sterre, en op die aarde benoudheid van nasies, in hulle radeloosheid, wanneer die see en die branders dreun. Goed. En die mense se harte beswyk vanweë vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemel sal geskit word. Dan sal hulle die seun van die mens sien kom op die wolke met groot krag en met heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, dan kyk dan na bo, hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. So goed julle, wat is die tekens van die koms van die Here? Hoe gaan dit lyk wanneer dit begin om te wys dat die Here se koms naby is? Hy sê daar sal tekens wees aan die son. So iets gaan met die son gebeur, né? 'n verduistering. Né? En dan aan die maan. Ek weet die woord sê dat die maan sal in bloed verander. Right. So aan die maan sal daar tekens wees. En aan die sterre. Die woord van die Here sê dat die sterre sal op die aarde begin val. So die tekens wat aan die sterre is, die sterre sal op die aarde begin val. En dan sê hy, en daar sal op die aarde benoudheid wees van nasies en in radeloosheid wanneer die see en die branders dreun. En die mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Julle, die tekens van dat hoe dit gaan lyk vir wanneer Jesus net voordat hy in sy krag met sy heilige engele op die wolke gaan kom. Sien julle wat gaan nou in die wêreld aan? Dit lyk of die hele wêreld in oorlog uitbreek. Dit lyk asof elke land met 'n ander land skoor soek net om 'n geveg te kan kry om hom te kan skiet. Julle, man, dit klink amper vir my soos toe die Tweede Wêreldoorlog uitgebreek het, né? Nou wil almal mekaar net begin vernietig. So daar's 'n spanning wat op die aarde opgebou word, né? Almal wil almal vernietig net op hierdie aarde. En dan aardbewings wat oor die hele aarde plaasvind, né? Die see wat met tsunamies en goed besig is om in te storm, dan vee hy sommer 'n stad plat, né? Hierdie landshifts, landslides wat gebeur, julle, dan is dit net huise en alles wat weggevee word, né? Dit is asof die hele aarde begin in 'n kreuning en in 'n uitroep begin getuig en uitroep dat iets wat in die hemelruim aan die kom is, iets groots gaan gebeur. Van die dag en die uur weet niemand nie, maar die woord sê vir ons, kyk na die son, kyk na die maan, kyk na die sterre, kyk as daar benoudheid oor alle nasies begin kom, kyk as die branders begin dreun en alles die mekaar begin raak. Hy sê, kyk dan na bo, omdat julle weet dat julle verlossing naby is. So ek wil vir julle sê net met hierdie was die opvolg wat die Here in my hart gelê het vir vandag. Julle hoor gou hier, ons kan nie hierdie goed ignoreer nie. En dit help nie ons maak soos 'n volstruis en druk ons kop in die gat en dink dat die weerlig ons nie gaan raakslaan nie. Dit help nie om goed te ignoreer nie. Dit help absoluut om voorberei te wees. Dit help absoluut om God soekend te wees. So met hierdie boodskap van hoe gaan die koms van die Here lyk, wil ek eintlik in jou hart plant 'n soeke na God soos wat jy nog nooit
van tevore gehad het nie. Liefde seëning, Pastoor Wally. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien, baie liefde en seëning vir julle. Amen.